Dis my baie aangenaam om te sê baie welkom by ons Facebook of YouTube uitsending van ons boodskap vir hierdie Sondag. Net een afkondiging. Vandag is die Reinberger koor by ons, wat 'n baie spesiale geleentheid is. En eerskomende Sondag, die 23ste, is dit ons Kerssangdiens tydens die oggenddiens om 9:00. Almal natuurlik baie welkom en is gewoonlik iets baie spesiaal, veral ook met die kinders wat betrokke is, ons kuierhoekie wat betrokke is en die heerlike saamsing van Kersliedere. Kom ons begin ons diens met 'n wotum. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie geleentheid. Baie dankie vir die wonderlike tegnologie en die moontlikheid om met Facebook en YouTube by soveel mense oor sulke groot afstande uit te kom. Ons wil ook bid vir elkeen wat kyk en luister na die diens en dat jy met hulle sal wees daar waar hulle is, binne hulle bepaalde omstandighede, wetende wat hulle bepaalde behoeftes is. Maar dankie dat ons ook 'n geleentheid in die gemeente self kan hê in die erediens en dit kan bywoon en dat dit soveel ryker en voller kan wees met die wonder van musiek en sang. In ons gebed wil ons heel eerste erkenning gee aan U as die lewende Here, die skepper van die heelal, aan U erkenning gee as Jesus Christus, ons verlosser, en God die Heilige Gees wat op 'n wonderlike manier werk om ons te oortuig van die waarheid en ons te help onderskei tussen reg en verkeerd en natuurlik om ons te help om die woord te verstaan, dit nie net te hoor nie, maar dit te kan indrink. Seën ons in ons saamwees op hierdie wyse asseblief. Amen. Vandag gaan ek elkeen van die vra om jou verbeelding te gebruik, nie vir iets wat baie moeilik is om jou te verbeel nie, ek wil net vra dat jy jou sal indink of voorstel dat ek 'n gesprek voer met 'n jong mens in waarskynlik sy of haar belydenisjaar. En ek gaan so 'n bietjie van die vrae uitlig wat so 'n jong mens vir my sou vra, en dan die antwoorde wat ek daarop sou gee en sou soek. So ons stel ons voor, hierdie is 'n jong mens in hulle belydenisjaar en die gesprek verloop as volg. Die jong mens vra, Dominee, waaroor gaan Christendom? My eerste reaksie is om te antwoord, wel, om dit te weet, lees die Bybel, veral die Nuwe Testament, maar nie net die Nuwe Testament nie, eintlik lees die Bybel, onder andere ook Psalm 119, wat die langste Psalm en die langste hoofstuk in die hele Bybel is. Die jong mens antwoord, en hulle praat ons maar so, hy sê, of sy sê, Dominee, no offense, maar die Bybel is 'n dik boek, of soos hy vir ons geleer het, 66 verskillende boeke en baie verskillende literatuursoorte. Dit sal my baie lank neem om die Bybel deur te lees. En Dominee, wat ook baie moeilik is, ek het al sekere dele in die Ou Testament gelees wat vir my regtig weird is en my nogal verwar. Stukke oor vreeslike wrede goed wat gebeur, oorlog, en 'n vrou wat 'n tentpen deur 'n man se kop slaan terwyl hy slaap, en 'n ou wat 'n koning met 'n dolk steek, wat so vet was dat die dolk sommer so verdwyn het en die vet so om die maag toegevou. Dit is weird. En dan is daar nog geslagsregisters daarby wat nogal baie vervelig kan wees om te lees. En dan die vreemde stukke in die boek Openbaring oor drake, 'n rooi draak en soveel koppe en heerserskrone en allerlei goed wat mens deurmekaar maak. So Dominee, wat ek eintlik vra is, ek wil 'n antwoord in 'n neutedop hê oor wat behels Christendom. Verder sê die jongens my, Dominee, ek wil jou eerlike antwoord vandag hê, maar ek moet ook vir jou sê,
ons geslag, as ons 'n kort kernagtige opsomming wil hê van wat iets beteken, dan vra ons natuurlik nie gewoonlik meer vir mense nie. Ons gaan lees ook nie 'n klomp boeke nie. Ons gebruik die internet, ons Google, en naas Google is daar dinge wat ons ook kan gebruik, soos wat is dit, GPT chat, jy know, 'n chat, en dan is daar nog KI ook. Ek sê, ja nee wel, ek weet van KI, maar waar kom dit in? In ons tyd was KI die afkorting vir kunsmatige inseminasie. Hy sê, nee, dominee, dit is so, maar deesdae staan KI vir kunsmatige intelligensie. Jy weet, dis die tipe middels wat ons gebruik om 'n kort, vinnige, kernagtige antwoord te kry. My antwoord, ek sê, okay, ek is nou nie vertroud met al daai nie, maar ek is definitief vertroud met Google. So kom ek en jy sit, en ek tik 1 of 2 sleutelwoorde in, en ons kyk 'n bietjie, wat kry ons op Google. Heel eerste tik ek in, die wese van die Christelike godsdiens. Die wese van die Christelike godsdiens. En wonderlik, hier kom 'n teks op. Romeine 12 vers 1c. Nou vers 12 is redelik, hoofstuk 12 vers 1 is lang sinne, maar hulle word opgebreek in is eerste sin 1a, 1b en 1c. Hier kom Romeine 12 vers 1c op. Daar staan, dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Maar nou wil ek daarmee hierdie jongens moet weet, ek verstaan daarom iets van die Bybel en die vertaling van die Bybel en so aan. So ek sê, laat ek dit nog so 'n bietjie duideliker maak. Is wonderlik, ons het hier die woord, die begrip, die wesenlike van die godsdiens, maar hierdie die wesenlike van die godsdiens kan ons ook vertaal met, dit maak julle godsdiens sinvol, of dit maak julle godsdiens betekenisvol. Die jongmens antwoord, hy sê, dominee, ek wil 'n nuuskierige vraag vra. Wat is hier die wesenlike? Hy sê, die antwoord wat nou opgekom het op Google, sê daar is iets soos, dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Maar wat is dit en wat behels dit? Ek sê, goed, kom ons stik weer in. Wat behels die wesenlike van die godsdiens? Woeps, hier kom 2 dele op. Ek lees eers vers 1b van Romeine 12. Daar staan, gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Maar saam met hierdie kernagtige sinnetjie voel ek is daarom nodig om vir die jongie so bietjie agtergrond te gee oor offers. So ek verduidelik vir hom dat in die Ou Testamentiese periode het mense offers gebring. Skape, bokke, selfs duwe vir die arme mense, en dan natuurlik 10des van hulle oes, en so meer, en so meer, en so meer. Maar al hierdie offers wat hulle gebring het eintlik simboliese waarde gehad. Die bloed van 'n lammetjie, of 'n boklam, of wat ook al, kon nie regtig mense sonde wegvat nie, maar dit was 'n simbool van reiniging. En hierdie offers was 'n teken van dankbaarheid van die mense kant af, sy alskom van God se kant af, maar dit was ook alles tekens wat vooruitgewys het na eendag sal daar iemand kom wat die volkome offer sal wees en waardeur ons almal dan heeltemal verlos sal word. Jesus Christus. Al die offers verwys na Jesus wat die finale eenmalige offer gaan wees, en dit kan mens lekker lees in die brief aan die Hebreërs. So, jongmens, nou vra God nie meer iets van ons nie. 'n bietjie van jou graan, 'n bietjie van jou lammers en so meer nie. God vra ons self. Maar die goeie nuus is, as hy ons self vra, godsdiens is nie 'n plig nie. Godsdiens is nie 'n stel
reëls wat mens moet nakom nie. Dit is 'n leefwyse. Dit raak eintlik alles wat ek doen, en alles wat ek kies, en alles wat ek is. En dan gee ek nog 'n waarskuwing daarby. Ek sê, pas op om nie 'n valse onderskeid te maak, of 'n valse skeiding te maak, tussen om vir God te leef, of vir God te werk, asof dit net iets is wat predikante en sendelinge en pastore en so meer doen nie. Onthou om jouself aan God te gee as 'n offer, beteken dat jy moet jou roeping in die lewe, die plek wat jy moet volstaan in die lewe, moet jy sien as dat jy dit vir God doen. Meer as wat God predikante en sendelinge nodig het, het hy natuurlik ook professionele mense nodig, soos dokters en onderwysers, dan ambagsmanne en so meer. Boere wat kos voorsien, bankiers wat nou weer daai geld verwerk en alles. Dis 'n hele geïntegreerde geheel van ons leef vir die Here, en ons staan elkeen ons plekkie in die samelewing vol, daar waar hy ons roep, en daar gebruik hy ons. Goed, die jong mens gaan verder met sy vraag. Hy sê, Dominee, hoe doen 'n mens dit prakties? Spel bietjie vir my uit, en is daar meer inligting? Ek sê ja, kom ons kyk na die tweede deeltjie wat opgekom het toe ek gegoogel het, wat is die wesenlike van die godsdienst? Dit is vers 2. En daar staan, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Sjoe, dis 'n baie groot begrip om te sê dat ons God moet toelaat om ons denke te vernuwe, om ons te help deur sy Heilige Gees om anders oor dinge te dink, om dinge anders te sien, om dinge anders te interpreteer as wat die algemene opvatting in die wêreld is. Moenie deel word van hierdie gewone lewe nie, maar laat God julle vernuwe deur julle denke te vernuwe. En dan sê hy, julle sal kan onderskei. Julle sal keuses kan maak tussen reg en verkeerd. En dan wil ek vir jou sê, jou hele lewe is eintlik al reeds, maar gaan hoe meer volwasse jy word, gaan dit meer en meer bestaan uit keuses. Ag, kom ek noem enkele voorbeelde. As 'n mens in 'n sekere situasie is, moet jy 'n besluit neem of jy 'n abortus sal ondergaan of nie. Amper daagliks word ons in Suid-Afrika gekonfronteer met die keuse van, gaan ek 'n omkoopbedrag betaal of 'n omkoopgeskenk gee, partykeer om iets verkeerdelik reg te kry, maar partykeer is dit so erg dat mens voor 'n situasie is of jy 'n omkoopgeskenk gaan gee, net om iets wat eintlik moet gebeur, te laat gebeur. Daagliks gaan mens moet besluit of jy die waarheid praat en of jy leuns vertel. Daagliks gaan mens moet besluit of jy die padreëls volg en of jy nou maar maak soos die res van, of die groot deel van die samelewing. Ag, jy gaan keuses moet maak oor waarna jy gaan kyk of nie kyk nie. Waarna jy gaan luister of nie luister nie. As jy 'n besigheid het, gaan jy moet bepaal of jy 'n regverdige wins maak. En hierdie is 'n moeilike een, jy gaan selfs keuses moet maak oor die korrekte en eerlike invul van jou belastingopgawe. Elke dag moet ons as Christene keuses maak. Maar daar is 'n belangrike maatstaf, en vir ons as Christene is die maatstaf, wat is in lyn met God se wil? Dis vir ons geweldig belangrik. Dis ons groot maatstaf. Is ons keuses, is ons optrede in lyn met God se wil? Dan vra die jongens vir my, maar is dit nie baie moeilik om te weet wat God se wil is nie? Is dit nie min of meer soos 'n misterie nie? En moet mense stem uit die hemel hoor wat nou vir jou sê, dit is God se wil en dit is reg en dit is verkeerd, of hoe werk hierdie ding van God se wil? Nou kan ek weer vir 'n oomblik oorweeg om te sê, maar jy weet, ons moet die Bybel lees, want stuk daar ontdek ons God se wil, maar nou weet ek mos nou, die jong mense voel dis 'n te lang
antwoord. So ek sê, daar is 'n gedeelte in die Bybel waar ons God se wil kan leer ken, want dit is uitgedruk in 'n baie kort, kernagtige gedeelte. En dit is die bekende woorde in Eksodus 20. Maar nou moet ons dit reg verstaan, God verlos sy volk uit Egipte uit, en dan gee hy vir hulle 'n stel riglyne. Ek hou nie daarvan om te praat van reëls en wette nie. Hy gee vir hulle 'n stel riglyne wat eintlik alle lewensterreine dek. 'n Baie, baie interessante konsep van wat sy wil is. So kom ons lees dit saam uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles wat jy doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dan sal ek nou verder 'n bietjie uitbrei oor die 10 gebooie en die praktiese toepassing daarvan, en ek sal 'n bietjie stil staan by die verskil tussen die ou gebod van die 7de dag, wat die Vrydag aand sononder tot Saterdag aand sononder was, en die Sabbatdag wat algehele rusdag is, maar dat omdat Jesus op 'n Sondagoggend opgewek is, dit vir ons as Christene die belangrikste dag van die week geword het, en daarom hou ons byeenkomste op 'n Sondag en vier ons die eerste dag van die week as herinnering aan die opwekking van Jesus. Dan reageer die jong mens weer. Hy of sy begin met die woorde: Dominee, skus, maar ek het iets nagelaat om te sê. En dit is, ons jong mense in hierdie tyd is baie, baie krities. Ons aanvaar nie sommer reëls en riglyne as iemand net vir ons sê, dit is maar so, of dit moet so wees nie. Dominee, skus, maar ek moet dit noem, ons hou glad nie van woorde soos, want ek sê so nie. As daar vir ons vertel word dat ons iets moet doen, of op 'n sekere manier moet doen, of wat ek al, dan wil ons altyd vra, waarom? Wie sê dit moet so gedoen word? Anders geformuleer, ons sou vra, wat sou my motief wees? So in hierdie geval, Dominee, waarom sou mens hierdie rigting inslaan? Waarom sou mens jouself aan God gee as 'n lewende offer? Wat is die motief daarachter? Jong, nou is ek wit warm met hierdie Google ry. Ek sê wel, kom ons Google dit ook. Motief om jouself as lewende offer aan God te gee. Toeps, hier spring die teks weer op. Weer Romeine 12, nou vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers. Op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Ek lees weer die motief.
En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Op grond van die groot ontferming van God. As Paulus hier skryf oor die groot ontferming van God, dan gee hy 'n kernagtige opsomming van die hele Ou Testament en van die hele Nuwe Testament. En hy gee eintlik 'n kernopsomming van wat hy self verkondig het en geskryf het in Romeine 1 tot 11. Want onthou Romeine 1 tot 11 vertel hy vir ons wie is God, hoe red hy ons, hoe voel hy oor ons, wat het hy gedoen. En dan by hoofstuk 12 vers 1 kom sy op grond van hierdie groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers. Maar ek sê laat ek so 'n bietjie uitbrei oor hierdie ontferming van God. Ons lees in Genesis dat God die mens gemaak het met 'n vryheid van keuse en aan die mens 'n toetsgebod gegee het. Maar die mens het geval en was ongehoorsaam en kies eintlik teen God, en so gaan dit nog al die eeue. Ons as mense wil instinktief teen God kies en ongehoorsaam wees en net ons eie voordeel kies. En toe daar 'n breuk gekom tussen God en sy skepping, God en die mens. Maar God het besluit om dit nie so te los nie. God het besluit om hom te ontferm oor ons. Anders geformuleer, hy het ons lief. Hy wil nie een van ons prys gee nie. Hy wil nie hê dat ons verlore sal gaan nie. Johannes 3 vers 16 is 'n baie bekende teks. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar sy kind kan wees. So God het besluit, hy gaan ons nie prys gee nie, en toe het hy sy seun gegee as die volmaakte offer. Hy het Jesus aarde toe gestuur, om in ons plek gehoorsaam te wees, volledig gehoorsaam te wees aan God, om in ons plek te ly en te sterf vir die sonde, en toe het hy Jesus opgewek uit die dood en hom die oorwinnaar en verlosser gemaak. En dan sê ek, uit die baie tekste in die Bybel, wil ek graag vir jou een baie maklike teks om te onthou en 'n baie duidelike teks gee. Dit is Kolossense 2 vers 14. Dis 'n regte teks wat mens maklik kan memoriseer. Hy, dis nou God die Vader, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Sjoe, hierdie ongelooflike beskrywing, dat Jesus is simbolies hierdie klagstaat teen ons met sy veroordeling. En daardie klagstaat het God gevat en dit aan die kruis vasgespyker. En dit is natuurlik dan nou Jesus Christus om ons volkome vry te maak. En na sy dood herhaal ek sy opwekking sodat hy die oorwinnaar kan wees. Nou, jong mens en elke ander persoon wat as kind gedoop is, en ek weet almal wat vanoggend hier is, of luister, is nie noodwendig as kinders gedoop nie, maar dit is nou nie 'n argument vanoggend nie. Maar as 'n mens as kind gedoop is, het die Here tog met 'n teken vir jou en jou ouers gesê, jy behoort aan my, of die kern van die doopbelofte. Wanneer ons gedoop word daar eintlik vir ons gesê, toe Jesus aan die kruis gesterf het, was dit in jou plek. En toe Jesus uit die dood opgewek is, was dit ook in jou plek. Jy deel daarin. En jy is God se kind. Ek wil afsluit. Daarna het deur die loop van jou lewe 'n klomp mense 'n rol gespeel, om vir jou meer te leer oor wie is God, wat het hy vir ons gedoen, hoe lyk sy wil. Dit was ouers gewees, in baie gevalle oupas en oumas, soms dominees of pastore, soms onderwysers, en dan
soms kategete by die kerk. En al die mense het jou help voorberei. Jou vertel van die ontferming van God. Ek herhaal, geleer wie God is, wat hy vir jou gedoen het, en hoe jy uiteindelik daarop moet antwoord. En uiteindelik moet ons elkeen self kies. Ons moet 'n geloofskeuse maak. Ek wil dit vreeslik eenvoudig formuleer. Die vraag is dood eenvoudig, wat sê jy hiervan? Wat sê jy oor alles wat jy geleer het, oor die groot ontferming van God? Met ander woorde, glo jy in God en nie net dat hy bestaan nie, dat hy die Vader is wat hom oor jou ontferm, dat hy Jesus Christus is wat in jou plek gesterf en opgewek is, en is hy God die Heilige Gees wat jou leer om te onderskei tussen reg en verkeerd. En is jy bereid om jouself aan God te gee as 'n lewende en heilige offer? Amen. Here, baie dankie dat die wese van die Christelike godsdiens, die verhouding met U, eintlik so eenvoudig is. U weet dat ons almal blootgestel is aan lang en ingewikkelde verduidelikings. U weet dat ons baie blootgestel is aan mense wat vir ons reëls gemaak het, jy moet dit en jy moet dat, en as jy dit, en as jy nie dat nie, en so meer. Help ons om weg te beweeg van al daardie dinge af, en deur U Gees regtig te kom by dit wat ons godsdiens sinvol maak, wat ons godsdiens wesenlik maak, om op grond van U ontferming vir onsself as lewende en heilige offers aan U te gee. En dan is dit ons gebed dat U ons denke sal vernuwe. Ons vra dit alles op grond van U oorwinning. Hoor ons asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die seënende en lerende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.